Goeienaand geliefdes, dis vir my heerlik om u weer te groet in die naam van ons Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek gaan vir u 'n paar skrifgedeeltes gee as u dit so lank wil opslaan voordat ons begin. En dit is Numeri die 30ste hoofstuk vers 2, ook Prediker die 5de hoofstuk vers 3. Dan gaan ek u verwys ook na Openbaringe 12 vers 10. En ek gaan vir u verwys na 1 Petrus die 5de hoofstuk vers 9. Verder gaan ek quoteer Jesaja 1 vers 18, 1 Johannes 1 vers 9 en ook Jakobus 4 vers 5. En dan gaan ek vir u verwys na Hebreërs 4 vers 16. As u nou eers jou skrifgedeeltetjies wil naslaan, is u welkom, voordat ons dan aangaan met die res van die hantering van die teks. Geliefdes, as ek hierdie teks lees, dan sê die psalmis hierdie woorde: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons het laasweek daaroor gepraat. Dit dui my die weg aan. Dit dui my die weg na die lewe aan. Dit dui vir my die waarskuwing aan van onheil wat op die pad is en teëspoede wat ek langs die pad kan teekom. En baie keer is dit so dat die Here by die lees van die woord in die oggend in die stilte tyd reeds vir jou 'n antwoord gee oor die versoeking wat die dag oor jou pad gaan kom. En daarom kennis te neem van wat ek lees, sodat as ek in die beproewing kom daardie dag of daar iets oor my lewe gebeur, dat die Heilige Gees my kan waarsku en kan herinner aan wat het God vanmôre vir jou gesê. Nou staan ek stil by 'n baie belangrike en ingrypende woord. Ek het gesweer en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. 'n Geweldige woord as die psalmis sê, ek het gesweer. Met ander woorde, ek het 'n eed afgelê voor die lewe van God. En ek het 'n eed afgelê in die naam van die Here. Maar kom ek begin sommer heel eers om te sê, selfs 'n eed wat ek aflê teenoor 'n mens, dinge wat ek teenoor mense kwytraak en wat ek vir mense sê, is van kardinale belang, want dit wys op my integriteit. Is ek 'n persoon van my woord? En eintlik het die Here Jesus Christus gesê, hierdie woord wat die psalmis gebruik, ek sweer, behoort nooit eers in 'n kind van God se lewe nodig te wees nie. Hy het gesê, laat jou ja wees en jou nee. Alles meer as dit is uit die bose. Met ander woorde, elke woord wat ek teenoor 'n mens spreek, of elke woord wat oor my lippe gaan waar ek 'n belofte en 'n eed aflê, moet ek nakom om my integriteit en daardeur ook my Christenskap te bewys. Maar hierdie woord is baie meer en baie hoër as sommer net woorde wat ek spreek. Geliefdes, ek wil vir u 'n stelling maak om vir u te sê, beloftes wat ons gemaak het rondom ons huwelik, doen ek dit nog? Ek het beloftes afgelê voor die Here en voor mense, aangaande hoe ek met my vrou en my man sal omgaan. Is dit nog so in my lewe? Is er nog nommer 1 die prins en die prinses in mekaar se lewe, en bederf ek jou nog steeds as die belangrikste persoon in my lewe? Weet jy, ek onthou jare terug in ons familie, het daar 'n gebeurtenis plaasgevind rondom my broer. Hy was 'n ernstige asmaleier. En eendag het ons gery om te gaan voer koop vir die beeste, en toe ons in die koöperasie inry by die meule, toe waai daar so 'n dun straaltjie van die maalstof van die voer uit. My jonge broer het dadelik gesê, boetie, ek is benoud. En ons het vir hom gesê, mannetjie, hardloop uit dan na die hek toe, ons kry jou daar buite, wag net vir ons daar. Hulle het gou die voer opgelê, toe ons uitry, toe sien ons hom nêrens nie. Toe ons mooi kyk, toe sien ons daar lê langs die draad, blou om die lippe en selfs al blou onder die naels begin word. Ek onthou hoe ek hom agter op 'n bakkie gegooi het en vir my broer gesê het, ry die verkeerde kant van die pad, sit jou hazardligte aan, blaas die hoeter, laat ons by die hospitaal uitkom.
Toe ons by die hospitaal uitkom het die doktersverklaring gegee, hy is dood. Hy leef nie meer nie. Ons huisdokter het in die teater ingestorm en suurstofpype in sy keel afgedruk en die krane oopgedraai. Genadiglik het hy die hart begin stimuleer en die hart het weer begin klop. Ek onthou hoe hy uitgeroep uit sy laaste angsoomblikke in sy onderbewussyn. Papa, mamma, help! Papa, mamma, help! En so het hy sy laaste denke gehad. En daardie dag toe die dokter sê, hy leef, sy hart werk. Toe het my pa en my ma beloftes aan die Here gemaak. Here, as U ons kind vir ons teruggee, sal ons U met ons hele lewe en met ons ganse lewe dien. Gee net ons kind vir ons terug. Ek geliefdes, dit is gevaarlike dinge wat ek sê, want dit is belangrik om daarop te let, dat as ek vir die Here iets gesê het, dan het ek 'n ongelooflike verantwoordelikheid om na te kom wat God vir my gesê het. En so dikwels maak ons beloftes aan God, wanneer ons in die nood is. En wanneer die nood dan afgeweer is, dan vergeet ons so gou van beloftes wat ons aan die Here gemaak het. Daarom wil ek vir daardie 2 skrifgedeeltjies lees. Numeri 30 vers 2 sê so: As iemand aan die Here 'n gelofte gedoen het of 'n eed gesweer het, waardeur homself verbind het om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgegaan het. As die Here, 'n mens vir die Here 'n woord gesê het, dat 'n woord oor jou lippe gekom, moet jy hou by dit wat jy vir God gesê het, want jy kan nie die genade van God goedkoop hanteer nie. Kom ek vat u ook na Prediker toe, en die 5de hoofstuk vers 3 van Prediker wat vir ons hierdie woorde sê. Ek lees dit vir u. Predikers 5 vers 3. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof het. Dis 'n ernstige saak as ek vir die Here iets gesê het en vir die Here beloftes gemaak het. En dan met oortyd, dan vergeet ek. Ja, toe ek daardie beloftes gemaak het, was ek opreg. Ek het dit eerlik bedoel. Daar was nood in my hart. Ek het geroep uit my angs. Maar die oomblik as dinge begin beter gaan en die nood is afgeweer, dan vergeet ons so dikwels van wat ons God beloof het. En dit moet ons nie doen nie. Ons moet daardie belofte wat ek aan God gegee het, moet hoog in my gemoed bly. Genadiglik is God 'n God wat nie 'n diktator is nie. Is God 'n God wat vergewe. Is 'n God ook iemand wat verstaan dat ek stof is en dat ek in my opregtheid en eerlikheid bedoel ek toe ek dit vir hom gesê het. Maar geliefde, dit moet nooit vir my en vir jou 'n verskoning wees om goedkoop met die genade van God om te gaan, of vir ons dinge vir hom iets te sê wat ons dan nie gaan hou nie. Ons kan nooit die genade van God te vergeefs hanteer en goedkoop daarmee omgaan nie. Daarom die beloftes wat ek vir die Here gegee het. Moenie uitstel om dit te betaal nie. God gaan dit van jou eis, want jy het teenoor God beloftes gemaak en dit moet hoog in jou gemoed bly. As jy dan geloftes gemaak het en jou geloftes teenoor die Here gebreek het, gaan bely dit voor hom. Gaan vra vir hom innig om verskoning dat jy jou belofte gebreek het. Ag, gebeur dit nie so dikwels, dat as ek in finansiële nood is, dan het ek wonderlike beloftes wat ek maak. Ek dink sommer net ou staaltjie wat vertel is, van hierdie man wat gereeld gaan dobbel het. En sy dominee het met hom gepraat en gesê, broer, dobbel is nie reg nie. Jy mag nie op die toeval guns jouself berus nie. Jy moet jou berus op God wat vir jou sal sorg. Hy het gesê, dominee, die dag as ek die lotto wen, dan gee ek die helfte daarvan vir die kerk. So wat 2 weke daarna, toe wen hy 26 miljoen rand. En hy's uit die kerk uit, hy kom nie meer diens toe nie. Die dominee het later vir hom gaan kuier en gesê, broer, ons mis jou. Ja, dominee, ek is net bietjie besig en my besigheid hou my 'n bietjie vas. Maar broer, onthou jy daardie belofte
wat jy gemaak het toe jy so diep in die nood was. Ai Dominee, ek het in hierdie tyd uitgedink, 'n ryk man dink nie soos 'n arm man nie. Toe ek 'n arm man was, het ek beloftes gemaak, maar nou dat ek 26 miljoen het, nou het ek van gedagte verander. Geliefdes, as jy dinge gesê het, moet jy bly. Die psalmis het nie vergeet wat hy vir God gesê het nie. Hy het probleme gehad, hy het krisisse gehad, en hy teenoor die Here sy beloftes kom bevestig. In die eerste plek die belofte wat hy God gemaak het, ek sweer. Maar nou kom bevestigheid om te sê, Here, ek wil net vir u kom sê, ek bevestig, dat die belofte wat ek vir u gemaak het, sal ek hou. U regverdige verordeninge sal ek nakom en ek sal dit nie vergeet nie. Ek sal doen wat ek vir u gesê het, ek sal doen wat ek voor God se aangesig gesweer het. Waar dit gebeur, weet ons nie. Iewers miskien toe Saul hom vervolg het en in groot benoudheid was. Ek het vir myself gedink, miskien in daardie benoudheid toe hy binne in daai grot was met 400 man. Saul en sy manne trek by die bek van die grot in en hulle gaan daar rus. Daar mag nie 'n geluidjie in daai grot wees nie, of iemand gaan ondersoek instel. Almal moet stil wees, 400 van hulle. Is dit daar waar hy gesê het, Here, as u vandag vir my uit die hand van Saul verlos, sal ek my lewe aan u wy. Ek sal u dien, Here. Ek sal sorg dat my volk u dien. Ons weet nie waar nie. Maar hy sê net, Here, ek het aan u gesweer. Ek het vir u beloftes gemaak en ek sal nie vergeet wat ek aan God gesê het ek sal doen nie. Geliefdes, toe ek hierdie gedeelte lees, het ek gesê ek moet miskien net so 'n bietjie dink. Is ek nog op par vir wat ek vir God beloof het? Is ek nog op par vir dit wat ek vir God gesê het? Of het ek ook al dinge vergeet wat ek vir die Here beloof het wat ek sal nakom, wat ook in my lewe afgewater geraak het? Dink net so 'n bietjie daaroor. Die psalmis sê, Here, ek sal doen wat ek gesê het. Ek het gesweer dat ek u regverdige verordeninge sal nakom, dat ek reg voor u sal lewe en dat ek in getrouheid teenoor u sal lewe. Miskien moet jy 'n bietjie stil staan dat die Heilige Gees jou herinner of jy gehoorsaam was aan die belofte wat jy vir God gegee het. Want geliefde, alle ongehoorsaamheid is uiteindelik sonde. En as ek vir die Here iets gesê het, dan kan ek nie ligtelik daarmee omgaan en dit sommer net vergeet nie. Dan moet ek doen wat ek vir die Here gesê het. Dit gaan dissipline verg, maar dit moet hoog in my gemoed bly. Ek het aan die allerhoogste God, ek het aan die almagtige woorde gesê. Ek het beloftes aan hom gemaak. Hoe kan ek teen die allerhoogste maar sondig? Here, ek hou u insettinge voor my. Ek let op wat u vir my sê om in gehoorsaamheid aan u te lewe. Geliefdes, ons sê, Here, ek sal gee. Here, ek sal doen. En dan sê ek weer vir u, maar sodra dit beter gaan, dan vergeet ons baie keer om vir God te gee wat ons hom beloof het. Ja, ons vra ook vir die Here en sê vir die Here, Here, vra wat u wil hê en ons sal dit vir u gee. Vra wat u wil hê en ek sal dit vir u gee. Tot hy sy vinger lê op Isak om te sê, ek wil hê jy moet Isak vir my gaan offer. Daardie iets besonders in jou lewe, daai grootste prys wat hy van jou vra om te sê, is jy bereid om jou Isak op te gee? Is jy bereid om jou liefling op te gee? En God te glo. Onthou, Isak het nou al groot geword. Isak is al 'n tiener. Hy en Sara kan nie meer kinders hê nie. Hulle is nou heel ver in die 100 in. En nou sê God, vat hierdie seun Isak en gaan offer hom, die seun van die belofte. Hy vat die seun. Hy plaas die seun op die altaar. En toe hy gereed is om hierdie seun dood te maak, toe sê die Here, Abraham, hou terug jou hand. Kyk, agter jou is daar 'n bok wat in die dorings vasgeval het. Vat dit en slag dit. Maar omdat jy bereid was om jou Isak vir my te gee, sal jy groot genoem word en al die geslagte van die wêreld sal in jou geseën word. Ons sê vir die Here, Here, u kan vra wat u wil. Ons sal gee.
U kan vra en ons sal doen. En dan moet ons oplet as ons vir God so iets gesê het. Dan mag die Here vir jou vra wat vir jou baie sensitief is. Ja, ek sê dit vir die Here, ek bedoel dit. Ek is eerlik as ek dit vir u sê. En Here, ek wil nie vergeet wat ek vir u beloof het nie. Die psalmis herinner hom voortdurend daaraan. Geliefdes, ek wil dit vir u stel. Wat het ek en u, wat ons God beloof het, wat God gesê het, in oomblikke van vergifnis. Here, ek sal dit nooit weer doen nie. Vergewe my net. Ek sal dit nooit weer doen nie. Kom ons dink aan die groot siekte van ons tyd. Die Heilige Gees het jou aangeklaap oor pornografie. Jy het bitterlik voor die Here gehuil, want jou gewete kla jou aan. Het vir die Here gesê, Here, ek sal nooit weer daarna kyk nie. En dan baie kort daarna, dan vind jy dit maar weer in die slegte gewoonte geval. Al is dit net een keer wat jy gegly het, dan jou belofte teenoor God gebreek. Genadiglik is God daar om ons te vergewe en vir ons te vergewe en vry te stel. Maar ek wil weer vir u sê, geliefde, ons moet vir die Here ons liefde verklaar, deur ons getrouheid. Die Here sê vir ons, as jy doen wat ek vir jou sê, sal dit die teken wees dat jy my lief het. En as jy my lief het en my gebooie bewaar, sal ek en die Vader na jou toe kom en ons sal by jou kom tuis maak. Ek sê ja, Here, sonder om partykeer te dink, wat is die implikasies van dit wat ek vir God sê? Geliefde, daar is vir my so mooi gebed. As die psalmis sê, ek sal onthou, en ek sal in die weë van die Here wandel, en ek sal u getuienisse nakom. Daar word vertel van Duncan Campbell, wat die herlewing in Hebedies gelei het, wat in 'n tent saam met 'n studente, teologiese student geslaap het, en in sy wysheid vir die student gesê, ou boetie, gaan jy vir ons voor 'n gebed vanaand, dan sal ek na jou bid. Hierdie student het die pragtigste taal en die mooiste teologiese uitdrukkings gebruik wat hy seker kan gebruik. En toe hy klaar gebid het, daardie fenominale gebed van Duncan Campbell. Here, dankie dat die verhouding tussen ek en u van vanoggend tot vanaand nie verander het nie. Amen. Wat 'n groot gebed. Dankie dat niks die verhouding tussen ek en u geskaad het vandag nie. Dankie dat ek die beloftes van God in my lewe kom nakom. Dankie dat ek in getrouheid aan u woord kon wandel. Daar het geen verwydering in ons verhouding met mekaar gekom nie. Ag geliefdes, ek dink aan die woord van die Here. In 1 Petrus 5 vers 8 sê hy, ons moet waak en bid, want ons teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ons moet waak en bid. Ek moet herinner aan wat God vir my gesê het. Ek moet dit in my hart hoog hou. Ek moet daaroor waak. Here, ek het gesweer dat ek die insettinge sal hou, dat ek sal bly by wat u vir my gesê het. Ek sal dit nie vergeet nie. Ek waak daaroor. En dan bid ek, Here, verlos my van die bose. Want ek erken voor die Here, ja, ek sê vir die Here, ek sal. Maar o Here, sonder u kan ek nie. Daarom, Here, weerhou my van die plek van die bose. Weerhou my van die plekke waar die pla val, dat ek toch net aan u getrou kan bly. Want ek besef my swakheid. Ek sê vir die Here, ek sal nie. Maar ek besef ook dat sonder sy hulp, sonder die inwerking van die Heilige Gees, sal dit nooit in my lewe kan realiseer nie. Daarom buig ek laag voor hom. En ek sê met die eerlikheid van my hart, ek sweer voor u Here, dat ek die woord sal hou. Dat ek die insettinge sal nakom. Ek sal daarvan nie afwyk nie. Maar o God, kom help my asseblief. Dan sê 1 Petrus 5 vers 9 van die duiwel, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, onbeweeglik sterk. Ons kan, geliefde. Die Bybel sê vir ons, gee aan die duiwel geen plek nie, en hy sal van jou wegvlug. Weerstaan die duiwel, en hy sal wegvlug van jou. Geliefdes, ek en u moet net waak oor wat God vir ons gesê het, en veral wat ons vir God gesê het. Beloftes wat ons vir die Here gemaak het, ede wat ons voor die Here geneem het,
dat ons nie vergeet wat God vir ons gedoen het nie. Geliefdes, daar in Openbaringe 12 vers 10, is daar 'n teksie wat oor die duiwel gebruik word, en ek lees net so vir u die laaste gedeelte van daai teksie. Hoor wat sê hy. Hy sê, want die aanklaer van die broeders is neergewerp. As ek en jy sondig, dan kla die duiwel vir ons aan soos hy Joshua voor God aangekla het. Dan kom kla hy ons aan. Jy sê dis jou kind. Kyk wat het hy gedoen. Ons lewe teen die aanklaer van die broeders wat vir ons gedurig voor God wil skuldig hou. Daarom moet ons waak. Ons moet hom teëstaan, staan vas in die stig in die geloof, onbeweeglik sterk staan. Want ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons krag gee. 2 Korintiërs 4 vers 14 en 15, wat ek nie eens vir u gegee het nie. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer, en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ag, as jy dan gefouteer het, as jy dan nie jou beloftes teenoor God nagekom het nie, hoor wat sê die Bybel. Al voel jy ook vandag hoe skerminkel, al voel jy hoe sleg, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal word soos wol. Al was dit rooi soos purper, ek sal dit maak wit soos sneeu. Kom net, laat ons die saak uitmaak, sê die Here in Jesaja 1:18. Kom net, en laat ons die saak uitmaak. Ek sal jou skuld vergewe, ek sal jou rein maak. Johannes 1 vers 9. As ons sonde bely, en ek wil stel as ons sonde van harte bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jesaja 18 vers 30. Met ongeduld wag God om vir jou en my genadig te wees. Hy wil, geliefde, hy wil jou vergewe, hy wil jou herstel. Moet net nie dat die duiwel jou beroof om te sê, God stel nie belang in jou nie. Moet nie dat hy jou aankla nie. As die Heilige Gees jou oortuig het van sonde, dan is dit 'n teken dat God in jou belang stel en God wag vir jou om terug te kom. Jakobus 4 vers 5 sê dit. Met jaloersheid begeer die Gees van God wat in ons is. Hy wil ons in 'n verhouding met die Vader bring. Soos jy skuldig is dat jy jou ere teenoor die Here nie nagekom het nie. As jy skuldig is dat jy nie gedoen het wat God van jou gevra het nie, gaan op jou knieë en vra die Here om jou te vergewe. Jakobus 4 vers 16 is so 'n mooi woordjie. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid uit die hart van die Vader te ontvang. God soek jou, God het jou lief, God wil nie daar met skeiding tussen jy en hy wees nie, en al het jy geval, is hy nie 'n diktator wat jou wil vernietig nie. Moenie na die aanklagte van die duiwel luister nie, luister na God wat sê kom. Maak soos 'n verlore seun. Hy is te skaam om na sy vader toe te gaan, hy stink van die varkpele, hy het sy pa in die gesig gevat, maar hier waar hy bly is hy besig om te sterwe. Hy weet dit ook, hier's my geen toekoms nie. In daai lewe wat jy nou lewe, weet jy, dit hou vir jou geen toekoms in nie, dit hou vir jou ellende op. Ek sal opstaan, ek sal na my Vader toe gaan, ek sal vir hom sê, Vader, ek het teen u gesondig. Het hy verander, geliefde? Nie een duit nie. Hy het nog net gepraat, hy het nog net erken, maar dan kom daar 'n verandering. Hy het opgestaan, hy het na sy Vader toe gegaan. En die Vader het elke dag maar in die lang pad afgekyk, en eendag toe sien hy hierdie figuur aangeloop kom, en herinner hom, en hy sien dit as die figuur van sy seun. Die Vader hardloop die seun tegemoet. Die Vader gryp die seun en soen hom hartlik, onophoudelik. Die seun wil nog sê, Vader, ek het gesondig, ek is nie werd om jou kind genoem te word nie, maak my een van jou diensknegte. Die Vader sê, bring die beste kleed in my huis. Bring skoene vir sy voete, bring 'n ring vir sy vinger,
En daardie vetgemaakte kalf slag omdat ons kan feesvier, want my kind was dood en hy lewe. Hy was verlore en hy's gevind. Kyk na hierdie Vader hart wat vir jou wag. Al het jy die diepste van ellende beleef. Al het jy teen God gruwelik gesondig, as die Heilige Gees nog in jou hart praat, sê dit, God stel belang. Anders sal daar geen aanklag van God in jou hart wees nie. Jy sal niks voel nie. Jy sal 'n klip vir die evangelie wees. Maar as jy op hierdie oomblik tot die stem van die Here hoor, is dit 'n teken dat die Heilige Gees nog met jou praat. Moenie 'n oomblik uitstel nie. Moenie dat die duiwel jou bedrieg nie. Moenie dat hy vir jou stories vertel nie. Staan op en sê, ek sal na my Vader toe gaan. Dis een van die mooiste woorde. Ek het 'n Vader. Hy sal my ontvang as ek terugkom na hom toe. Staan net op. Beweeg net na hom toe. Bely jou sonde voor hom. En hy sal jou totaal genees en hy sal jou totaal herstel. O geliefde, die psalmis het gesê, ek het gesweer. En ek sal u insetting onthou, ek sal dit nie vergeet nie. Ek sal vashou daaraan. Dan maak jy daardie beloftes weer vas. En pleit jy, Here, help my om asseblief nooit weer my belofte teenoor u te verbreek nie. Here, hou my staande. Want kom ons sê dit vir mekaar. As hy my nie staande hou nie, as die Heilige Gees my nie herinner nie, watter hoop het ek? Jou enigste hoop is om na die Vader toe te gaan en vir hom te sê, Vader, ek het gesondig. Ek het gruwelik teen u gesondig. Maak my asseblief net weer heel. En die Here wag vir jou om dit vir jou te doen. Moenie uitstel nie, geliefde. Gaan op jou knieë, maak reg met God. Kry vrede in jou hart en herstel jou verhouding met die lewende God. Goeiedag vir u. Die Here is die rykste seën, totdat ons volgende week weer saam met mekaar gesels. Goeiedag vir u.